Wil jou vra om dadelik saam te blaai na Lukas hoofstuk 8 toe. Die Here is vir ons goed. Amen. Mag ek en jy altyd onthou dat hy is niks teenoor ons verskuldig nie. Dis 'n voorreg om in sy huis te wees. Dis 'n voorreg om in sy teenwoordigheid te wees. Dis 'n voorreg om hom deel te hê en om prioriteit te maak in ons lewens. Ek wil begin met hierdie vraag vanoggend. Is ons nog honger genoeg? En wanneer ek dit vra, dan vra ek dit by my bedoeling hiermee is ek en jy nog desperaat genoeg vir Jesus? En daar was 'n vroutjie gewees en ons gaan nou van haar lees in Lukas 8, maar voordat ons haar storie gaan lees, wil ek jou so 'n storie vertel van terwyl ek groot geword het. Nou ons is 'n saamgestelde familie en so ons het voorreg gehad om as vakansies het ons na dieselfde huis toe gegaan, maar ons het nie elke dag in dieselfde huis gebly nie. So ons was 4 kinders gewees en nou soos dit nou maar gaan met 'n huis met 4 kinders, is die plek raak maar so 'n bietjie vuil en die skottelgoede raak maar so 'n bietjie meer. En so kry elke kind dan nou 'n beurt om skottelgoed te was. En so dis die eerste deel wat jy moet weet. Die tweede deel wat jy moet weet is in daardie seisoen het ons geleef van wat ook al in die kerk se welsynkas was. En so as die boer kom pampoen aflaai het, dan het die potgieter / duplessies van pampoen geleef vir 'n rukkie. En as daar by die kerk afgelaai is, ek weet nou nog nie wat daai pap se naam was nie, maar dit het die woordjie weed ingehaat. Ek weet nie of weet julle van wat se pap ek praat. Dis nie Weet-Bix nie, nee, dit was iets tasty weed. Ek hoop nie een van julle hou van tasty weed of verkoop tasty weed nie, maar julle weet waarvan ek praat. Ek is nie die enigste een nie. Maar goed, dis nie so great nie. Maar dit was wat in die welsynse kas was. En so ons het getasty weed in die oggend en getasty weed in die middag en getasty weed in die aand. Dankie dat julle vir my die naam sê. Nou kan ek daai storie beter vertel. En so gaan dit is toe nou die jongste se beurt om skottelgoed te was. En my sussie gaan na hom toe en sê soos wat 'n goeie sussie doen, herinner hom aan die feit dat dit sy beurt is om skottelgoed te was. En hy weier, hy sê nee, dis nie my beurt om skottelgoed te was nie. En sy sê vir hom, luisterie, is jou beurt om skottelgoed te was? Hy sê vir haar, wat kry ek as ek skottelgoed was? Sy sê vir hom, man, jy kry skop en 'n klap en 'n handvol pap. Hy sê, wat se pap? En daai seisoen het ek agtergekom dat as jy regtig honger is, dan maak dit nie regtig saak wat daar voor jou is nie. Ek het in daai seisoen agtergekom dat as jy regtig honger is, dan eet jy anderster as wat jy eet as jy nie honger is nie. Jy's nie soveel van 'n fyn proewer nie. Jy vat wat jy kry want jy is honger. Ek wil vir jou sê, kerk, mag ek en jy weer op 'n plek kom as kind van God, waar ons nie fynproevers is en krities is oor alles en wat nog nie. Mag daar weer by my en jou 'n honger kom vir wie Jesus is, 'n honger vir sy Heilige Gees, sodat ek en jy ook deur 'n paar goedjies kan werk en kan uitkom by die plek wat hy ons wil hê. Nou ek lees van 'n vrou wat honger was. Honger was 'n vrou wat desperaat was. En ek begin vir jou lees in vers 43 en ek hoop om by jou iets in jou hart wakker te maak, dat wanneer ons nou aanbid, ek en jy regtig uit 'n desperate plek uit na Jesus sal roep. Is hy 'n vrou wat 12 jaar lank, dink net vir 'n oomblik. Ek weet nie wie van julle was al vir 3 weke lank siek nie, maar na 3 weke, dan wil ek nou baie graag hierdie siekte moet verby. 12 jaar lank het sy aan bloedvloeiing gely. En sy het haar hele vermoë aan geneesheer uitgegee. En deur niemand gesond gemaak kon word nie.
Sy het van agteraf gekom en sy het die soem van sy kleed aangeraak. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie het my aangeraak? En toe almal het ontken, sê Petrus wat by hom was, meester, die skare druk en verdring U. En U sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat haar krag uit my gevloei het. Die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende, val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het. Hoe sy onmiddellik gesond geword het en hy het vir haar gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Ek wil nie lank met jou praat nie, maar ek moet ernstig met jou praat. Jy sien, daar is oomblikke in my en in jou lewe, en dis nie altyd so nie, maar daar is spesifieke oomblikke, wat as ons nie gaan uitreik nie, as ons nie die soem van sy kleed gaan aanraak nie, gaan ons ook nie gesond word nie. Ek wil vir jou sê, daar is kere in jou lewe, daar is oomblikke in jou lewe, wat Vader uit die grootheid van wie hy is, en deur sy groot genade, jou ontmoet waar jy is, en dis wonderlik so, maar daar is die ander oomblikke, wat as jy nie gaan vir dit nie, as jy nie jou alles opnuut op die altaar gaan sit nie, as jy nie desperaat genoeg gaan wees nie, as jy nie honger genoeg gaan wees nie, gaan jy dit mis. En volgende is een van daardie oggende. En so volgende wil ek jou net uitnooi. Ek wil jou nie forceer nie, en ek wil jou nie probeer omkoop nie, maar ek wil jou herinner. En ek vra myself die vraag af, sou sy gesond geword het, as hy nie gegaan het vir die soem van sy kleed nie. Ons kan maar 'n bietjie daaroor redeneer, en as jy verkies om met my te verskil, is jy ook welkom. Dis my nederige mening dat ek nie dink sy gesond sou word nie. Jesus was op pad gewees, nee. Jairus se dogtertjie was siek. Hy was op pad gewees. Wil jou herinner, leer by hierdie vrou. Want ek het so in my gees ervaar, dat hier ook mense vandag hier is, wat besig is om hulle alles uit te giet op iets, en jy gaan nie gesond word nie, want eintlik is Jesus die antwoord. Jy is besig om jou tyd en jou geld te gooi agter menslike planne aan, terwyl die eintlike plan net by sy voete te vind is. Ek wil jou herinner aan Spreuke 3:5, wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Vertrou op hom met jou hele hart. Jy's op soek, jy soek 'n antwoord vir jou besigheid. Jy wonder hoe gaan die jaar wees wat voorlê. Jy wonder hoe gaan jy dit maak. Ek wil vir jou sê, die antwoord is by Jesus. Jy wonder oor jou huwelik, jy wonder waar moet jy vat, waar moet jy los, wat gaan die volgende invalshoek wees. Vertrou nie op jou eie insig nie. Vertrou op die Here met jou hele hart. Jy soek antwoorde vir jou kinders. Vertrou op die Here met jou hele hart. Mag ek jou herinner aan Psalm 55 wat sê, werp jou sorg op die Here, en hy, die klem op hom, hy sal jou onderhou. Hy sal die regverdige nie laat wankel nie. Partykeer moet ons ophou om sekere goed te doen, sodat ons ander goed kan begin doen. Daar is 'n plek wat ek en jy moet uitreik, na die soem van sy kleed, sodat ons die deurbraak kan beleef. Nou, die vrou het aan bloedvloeiing gely. Wat beteken sy het nie daar gehoord nie. En so, in daardie kritiese oomblik, is dit baie duidelik dat sy baie bang moes wees. En selfs na dit sien ons dat sy bewende gekom het. Maar kan ek jou net gou gaan wys hoekom was sy bang? Hier is hoekom sy bang was, want op hierdie stadium was sy 'n Jood en sy moes die wet onderhou, en in Levitikus 15:25 sê dit so, hy sê, en as 'n vrou lanke bloedvloeiing het, buiten die tyd van haar onreinheid,
of as sy vloei oor die tyd van haar onreinheid, moet sy gedurende al die dae van haar onreinheid vloeiing soos in die dae van haar maandelikse onreinheid, sy moet so wees, sy moet sy selfde reëls geld, as sy langer bloedvloeiing het, so dieselfde, en hier is die reëls, sy is onrein. Nou, in ons kultuur vandag beteken dit nie veel nie, maar wat dit daai tyd beteken het, is jy was onrein. Dit beteken jy moes buite die stad gaan bly het. Ja, want jy was onrein. As jy gekies het om in te kom, dan moes jy loop en skree, onrein, 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 sodat niemand weet, dat almal kan weet, hulle mag nie naby jou kom nie. Weet jy, as die ergste van dit alles, vir die laaste 12 jaar mag sy nie in die tempel ingegaan het nie. Nou bly by my, Jesus moes ons kom leer het, dat ons hom in gees en in waarheid moes aanbid. Nee, julle kan onthou die vrou by die put. Hy het ons kom leer, ons kan ook in ons huise bid. Sy mag nie haar offer gebring het vir haar sonde nie, want sy mag nie in die tempel gekom het nie. Sy mag nie haar deel gebring het nie. Sy mag nie kom aanbid het nie. Sy mag nie kon jammer sê het nie. Sy was in haar gedagtes verwyder van haar skepper vir die laaste 12 jaar. En so Jesus kom, maak haar nie net gesond nie, hy kom herstel ook haar posisie. En ek het dit regtig so ervaar, dat die Here wil nie net vir jou wat hom vertrou vir genesing, hy wil nie net kom aanraak en gesond maak nie, hy wil ook die verhouding wat jy met jou Vader behoort te hê, kom herstel. Te lank. Is die manne en vroue in hierdie gebou vandag, wat weggekruip het vir die aangesig van die Here, omdat jy bang is. Vanoggend is 'n uitnodiging, dat jy kom nader, kom ervaar die herstel, kom ervaar wat Vader ook vir jou wil doen, kom raak die soem van sy kleed aan, en ervaar ook die deurbraak, wat hy vir jou wil hê, al is jy dalk ook bang. Ek wil vir jou sê, voordat ons bang is, moet ons nie keer om die regte ding te doen nie. Ek gaan net vir jou hierdie gedeelte lees uit Rigters uit, dis die storie van Gideon, maar kyk of jy kan raak sien wat ek raak gesien het. Hy sê, as jy bang is om af te gaan, dit is net die Here wat met Gideon praat, gaan jy dan saam met jou dienaar, Pira, af na die leer toe en luister wat hulle praat, en daarna sal jou hande sterk word, en jy sal en jy sal in die laar aftrek, en nou is die belangrike deel, en hy gaan toe af saam met sy dienaar Pira. Lees julle ook wat ek lees? Die Here praat met Gideon, hy sê vir hom so, as jy bang is, gaan saam met jou dienaar. Versie nommer volgende, en hy het afgegaan saam met sy dienaar. Hy was bang. Dis oukei as jy onseker is. Dis oukei as jy nie weet wat vir jou wag nie. Al is jy bang. En so ek wil hê jy moet net mooi die sinnetjie hoor. Ek wil vir jou sê, gaan eerder na hom toe. Al is jy bang, maar gaan ook met geloof na hom toe. Ek wil hê jy moet hoor, Jesus bevestig iets in hierdie vrou se hart. Wanneer hy in vers 48 vir haar sê, hy sê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. Ons 'n deel wat vir my en jou kies, om na hom toe te gaan is een ding, maar hoe ek en jy gaan, is iets anderster. Hoe ek en jy gaan, ons behoort met geloof te gaan. Ek is in my hart van harte oortuig, dat die Here ook iets spesiaal wil doen in hierdie oggend vir jou, soos wat jy kies om desperaat uit te roep na hom, omdat jy honger is. En wanneer ek en jy honger is, dan kom ons oor ons aanstoot. Ons kom oor ons teleurstelling, ons kom oor ons trauma, want nou maak dit nie meer saak nie. Hoekom nie? Want ek is honger.
Ek is honger genoeg om in te gaan vir dit en nie toe te laat dat die klein goedjies my keer nie. Mag ek jou herinner dat Hebreërs 11:6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Nou, wanneer hy sê ons moet met geloof na hom toe gaan. Geloof is die hoop. Dinge wat ons nie sien nie. Waar jy ook al vanoggend is, kies om te sê, Vader, ek besef daar is 'n kans dat U moontlik in een oomblik alles kan verander. Daar's 'n kans. Het sal nie van my verantwoordelik wees om hier voor vir jou te staan en te sê, dit sal so wees nie. Dis nie my plek of my werk nie. Want daar's 'n kans. Daar's 'n goeie kans. In geloof wil ek opstaan. Miskien is dit vandag die dag. Jy weet, daar was een dag gewees. 'n oomblik van bloedvloeiing tot gesond maak. Een oomblik. Jy weet, daar was een dag in my lewe, een dag van hel toe gaan, na hemel toe gaan, in een dag. Jy weet, daar was net een dag gewees. Is in een oomblik gewees. Hoekom kan dit nie vandag ook die dag wees vir jou nie? Hoekom nie? Wat as die Here iets vandag wil doen waarvoor jy hom al vir baie lank vertrou? Maar ek en jy is so vasgevang in ons logiese redenasies, ons is so vasgevang in ons teleurstelling van die verlede, dat ons vergeet dat miskien, net miskien, God uit sy grootheid en deur sy genade, gun dit vir ons. Want dit is 'n vergunning, ek en jy kan nie opdruk vir dit nie, dit is 'n vergunning. Kan ek jou iets wys wat vir my het hierdie het alles verander, en jy kan na die volgende slide toe gaan. Komien, het jy al gesien, ek het jou foto's gesteel. O, jy het al agtergekom. Dankie Komien, dat jy mooi foto's neem, wat ek mooi backgrounds kan hê, hoor. Waar hy ook al ingegaan het. In dorpe, stede, of selfs buitewyke. So groblis daar moet ten minste by een van die 3 vir jou inpas, okay? Of 'n dorp, of 'n stad, of 'n buitewyk. Is jy? Okay, dankie vir julle wat my grappie vang. Oral waar hy gegaan het hulle die wat ontsteld was op die markplein neergesit. En hom gesmeek. Was dit maar die soem van sy kleed aan te raak. En almal wat hom aangeraak het gesond geword. Hierdie vrou was nie 'n geïsoleerde geval nie. Glo asseblief vanoggend saam met my. Jesus maak vandag nog gesond. Jesus bring vandag nog deurbraak. Dis vandag nog. Hier ding maar met Jesus sukkel. Miskien net jy van hierdie oomblik gebruik maak om net jou hand uit te steek na hom. En hy is fisies nie hier nie en ons kan nie fisies sy soem aanraak nie. Maar hy het gesê dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want ek sal vir julle my Heilige Gees stuur. So op grond van Jesus se eie woord is ons vanoggend beter af saam met sy Heilige Gees as wat ons is as hy in persoon hier sou wees. Die band kan na vore kom en ek wil jou net uitnooi. Miskien kan julle asseblief saam met my opstaan terwyl hulle na vore kom. Maar hierdie volgende paar minute van jou lewe is krities belangrik. En ek wil jou uitdaag vir dit. So vanoggend gaan ek vir die soveelste keer. Ek wil jy met my hart hoor, ek wil nie jou simpatie hê nie, ek wil jy moet saam met my bid. Maar vanoggend gaan ek vir die soveelste keer vir die Here vra of hy my nie genadig sal wees en my kinders sal aanraak soos wat net hy kan nie.
Ek gaan die Here vertrou. En so waaroor ook al jy die Here vertrou, moenie, mag daar, ek hou van hierdie woorde, mag daar by jou 'n heilige ontevredenheid wees met die status quo. Net omdat jy die Here al gevra het, beteken nie jy kan hom nie weer vra nie. Gryp die Here vas. Want net miskien sal hy vanoggend uit die grootheid van wie hy is. Steek asseblief jou hande saam met myne in die lig. Vader, ons steek ons hande uit. Here, omdat ons eerder na U toe wil kom, al is ons bang, ons graag vol geloof na U toe kom. Al is ons onseker en weet ons nie, wil ons vol geloof na U toe kom. Ons wil honger na U toe kom. Ons wil desperaat na U toe kom. Vader, ons wil ons hang-ups en ons hurts en ons teleurstellings en ons aanstoot en ons voorkeure en ons afkeure wil ons los om te ontvang uit U hand uit dit wat U vir ons instoor het. Maar Vader, ons steek ons hande uit om die soem van die kleed aan te raak, soos wat daardie vroutjie het. Sal U ons asseblief gesond maak? Sal U asseblief vir ons deurbraak bring? Sal U asseblief harte verander? Here, sal U asseblief die vals beskuldigings van ons afhaal? Sal U asseblief herstel in ons hart bring? Elke hart wat honger, elke hart wat uitroep na U, Vader, wil ek vra dat ons die voorreg sal hê om te ervaar hoe U lewe bring, ook deur die Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Mag ons met alles wat binne in ons is, mag ons hom vasgryp en mag ons aanbid en mag ons saak voor die Here stel ook in hierdie oggend.